Goeiemôre. Ja, is 'n bietjie rowwe tyd deesdae. Ek was, omdat daar nie preke was nie, ek was bietjie weg met verlof, en daarna was dit ons Kerssongdiens, maar julle gaan nou weer preke kry vir die volgende 3 maande seker, voordat ek weer die voorreg het om dalk bietjie af te wees. Maar almal wat skade gekry het met die storms, ons is jammer daaroor, geweldig baie skade by Brenters Kerk gewees, en so ook by ander mense, sterkte met die opruim, sterkte as jy nie versekering het nie, ander wat versekering het, sterkte met die versekering. Ons hierso het nie krag nie, terwyl ek hierdie opneem, is nou al so 48 uur, en daar is nog so 48 uur moontlik voor nog wat nie krag is nie. Krag het Dinsdag afgegaan, soos baie van julle weet, en ek glo hulle maar net nie wanneer hulle sê die krag gaan aankom nie. Dit is nou maar so. Maar nee, ja. Preekthema is beter op papier, en ons gaan lees uit Efesiërs 2 vanaf vers 1 tot 10. Efesiërs 2 vanaf vers 1 tot 10. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir 'n nuwe dag. Ja, ons is deur 'n rowwe week. U het vir ons gewys hoe sterk die natuur is, haal wat ons nie kon keer nie, water wat oor ons ingegaan het, bome wat ontwortel is, bome wat uitgeruk is deur die wind. Dan besef ons is maar klein en nietig teen die natuur. En ons is klein en nietig, as ons met u vergelyk. Here, ons sukkel ook sonder krag, maar ons het krag by u. En daarom bid ons vir u krag, vir hulle wat siek is, hulle wat deur moeilike tye gaan. Here, wil u aanraak, ek sien 'n klomp gesigte voor my, en elkeen wat nou hier sit, sien 'n ander gesig. En ek wil vra, Here, dat u sal uitkoms gee. Dankie dat ons die woord kan lees. Amen. Efesiërs 2 vanaf vers 1 tot 10, en ek lees uit die nuwe direkte vertaling. In Christus van die dood na die lewe. Julle was dood deur die oortredings en sondes, waarin julle van tevore geleef het, volgens die bose lewenswyse van hierdie bedeling, volgens die heersers oor die mag van die lig, die heerser van die gees wat nou in die werk is onder die seuns van ongehoorsaamheid. Ons almal het van tevore soos hulle opgetree toe ons die begeertes van ons sondige aard en van ons gedagtes uitgeleef het. Ook ons, soos al die ander, was van nature kinders bestem vir die oordeel. Maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was as gevolg van die oortredings op grond van sy groot liefde waarmee ons liefgehad het, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle verlos. Dink die ander vertaling sê uit genade is julle gered. Ja, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek en saam laat sit in die hemel, sodat hy in tye wat kom bewys kan lewer van die alles oortreffende rykdom van sy genade deur sy goedheid aan ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle verlos deur geloof. En juist dit kom nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Ons is immer sy maaksel, geskep in Christus Jesus, om goeie werke wat God voorberei het te doen.
en daarvolgens te leef. My skoonpa het 'n gesegde gehad: papier is geduldig. En as hy ook baie keer luister en as ons net terugdink aan verlede Saterdag, dan lyk 'n span op papier baie goed. Op papier het die span van Ierland ontsaglik goed gelyk. Maar ons weet wat die uiteinde van die saak was. En ons ken daai uitdrukking dat party sportspanne lyk beter op papier as die veld. Ja, ongelukkig is ek 'n Lion ondersteuner. Ek is trots op my span, maar ons het al vir jare hoor ons die ou grappie dat hulle Ellis Park se gras eerder met papier moet vervang, want ons span vertoon baie beter op papier as op die veld. En baie keer weet ons is waar. En ons weet ook, as ons kyk na om ons, die ANC-regering, elke jaar en elke keer met toespraak van Ramaphosa sit hy hierdie nuwe planne op papier. Maar op die ouend sien ons dit nie in die praktyk nie. Maar dit is nie net waar van sportspanne en van die regering nie. Dit is ook waar in ons eie geestelike lewe. Paulus sê hier, 'n Christen lyk partykeer anders in die praktyk as wat hy op papier moet wees. Ja, op papier lyk ek en jy baie keer beter as in die praktyk. Ek moes een keer iemand wat 'n werk sou kry stop, omdat papier lyk sy CV baie beter. Op papier lyk sy CV fantasties. Maar hoe hy leef is nie wat hy op papier skryf nie. En dan sê Paulus vir ons hier, ons is vrygemaak van die ou mens. En die Heilige Gees is nou beheer van ons lewe. En dan verduidelik Paulus dat die Gees moet in ons vrugte kweek. Ek en jy moet vrugte dra, die vrug dra van liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, getrouheid, selfbeheersing, jy ken dit. En dan as ek na myself partykeer in die spieël kyk, dan sien ek nie daardie vrug nie. Baie keer voel ek soos die tannie wat by die begrafnis van haar man opstaan, na kinders aan die hand gryp en sê, kinders, ons is by die verkeerde begrafnis. Dis nie julle pa waarvan die dominee nou praat nie. En dis partykeer die prentjie wat Paulus van ons hier teken. Jy sien, Paulus begin by die begin. En hy teken vir ons 'n prentjie van die mens sonder God. En hy sê, sonder God word ek en jy gedryf deur ons eie natuurlike drange en begeertes. Ek doen wat ek wil. Ek doen wat ek smaak. Met ander woorde, ons tree maar op soos ons op daardie oomblik lus is. En op daardie oomblik ons voel. Ons word beheer deur ons eie natuurlike drange. Paulus sê, hy doen dit wat net in sy gedagtes opkom. En dit is lekker.
Paulus sê, ons doen dit want dit is lekker. Ons is ons eie baas baie keer. Jy moet jy eie baas as jy moes maak net soos wat ek wil. Daai liedjie van Koos Doep wat sê, die naald bly dwaal net so regs van 0, en ek maak net soos ek wil. Ons as daar petrol is, dan ek maak soos ek wil. Maar dan kom daar wat ons op die empty kom. En dan is dit rampspoedig. Want ek gaan staan langs die pad, en ek moet iemand bel om vir my petrol te bring, om die naald weer regs van 0 te kry. En as jy kies om so te lewe, dan sê Paulus, jy staan alleen. En solank as daar petrol is, solank as die naald regs van 0 is, dan gaan alles goed. Maar ons weet dat dit gaan nie altyd voor die wind nie. Ons weet wat in hierdie week gebeur het. Ons magteloos staan en toekyk. Hoe die haal alles stukkend slaan. Hoe die wind alles vernietig. Ja, vroeg of later loop ons onsself in die muur vas. En ons kom in 'n situasie waarin ons onsself nie kan help nie. En dan is ons blootgestel en magteloos. Psalm 23 praat van die vallei van doodskade. Daar is 'n situasie waar geen mens jou kan help nie, en jy jou self nie kan red nie. En hierdie lewe sonder God, sê Paulus, se lewe wat tot die dood lei. Natuurlik kan jy besluit om jouself te dien. Natuurlik kan jy jou eie goed wees. Maar jy moet net weet dat jy op die ou eind nie jouself kan help nie. Paulus teken vir ons 'n baie donker prentjie van die mens. Hy sê 'n mens is opgesuig in 'n lewe wat lei tot die dood. En dikwels is baie van ons met 'n breë glimlag op pad na ons geëonigheid. Paulus skryf, hy sê almal het gesondig en het ontbreek aan die heerlikheid van God. En dan kom vers 4. En in hierdie vers 4 staan maar een van die wonderlikste woordjies in die Bybel. En dit is 'n woord wat ons eintlik baie keer vermy. Maar. Ek wil nie maar hoor nie, word daar baie keer gesê. Geen maars nie. Maar in hierdie geval is maar baie belangrik. Jy sien, toe die prentjie van die mens so duister lyk en daar vir die mens wat God geskaap het, geen raad meer oor is nie. Toe kom gryp God in. En nou kom leer ons by Paulus 'n ander woord. 'n woordjie na maar. En dit is die woordjie van genade. Kom ons luister weer wat staan in 83 vertaling. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy liefde, sy groot liefde, het hy ons wat die dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is jy gered. Baie keer verstaan ons nie mooi wat hy hier sê nie. Want Paulus sê, as jy nog in Romeine 5 oorweeg om 'n goeie mens te wees, te red. En daar begin hy weer met 'n maar. Hy sê, maar God bewys sy liefde vir ons juis hier, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Jy sien, dis wat Christus so uniek maak, dis wat God so uniek maak. Hy red nie goeie mense. Goeie mense wat verdien nie, wat dit verdien nie. Hy red sondaars.
Hy het die onregverdig is. Want God is totaal en al anders as ons. God is die God van nuwe begin. En as ons dwars deur die Bybel kyk, dan leer ons hierdie God ken. Ja, Adam en Eva stel om te leer. Hulle betaal die prys daarvoor, maar hy maak dadelik vir hulle gemakliker klere om te dra. En hy beloof uitkoms, hy beloof vir hulle 'n nuwe era. Telkens as jy dink, hy gaan die volk Israel uitwis, kom hy begin weer oor met hulle. Ek is nou, lees ek daar, Numeri waar hulle die beloofde land moet ingaan en dan is hulle bang. En dan stuur God hulle 40 jaar in die woestyn. Maar tog bring hy hulle terug. Ja, selfs die donker wolk oor Israel sandpak, nooi hy hulle deur Jeremia om die lewe te kies, om terug te keer na hom toe. En toe op Golgotha, toe begin hy heel van vooraf, waar die voorhangsel van die tempel in twee skeur, om ons te wys, hier breek nou 'n nuwe era aan. 'n Nuwe era in die verhouding tussen God en mens. God is God van die nuwe begin. En dit is wonderlik om so God te mag dien. En dit is wonderlik dat ek en jy hierdie God kan ken. Die God wat ook vir jou en vir my nie laat begin. En baie keer het ons groot geword, as jy kan terugdink, dat ons baie keer die sondebelydenis en die skuldbelydenis gesing het. En dan hoor ons, maar God het jou vergewe. Jy kan altyd nuut en oor begin. En dis die wonderlike boodskap van Efesiërs 2. Maar daar is 'n maar. Hierdie slag is nie God se maar nie. Hierdie is die maar van 'n valsnoot. Dis die valsnoot van die weduwee wat gesê het, dis nie julle pa nie. Want ek herken myself nie in Efesiërs 2 nie. En baie keer sien ek baie min van Christene en van gemeentelede in Efesiërs 2. Want ons glo en ons bely, ja, ons sit dit so op skrif, ons en dan lewe ons dit nie uit nie. Ons sien weinig van Christenskap in elke dag se lewe. Ja, ek en jy dra teken wat met die doop onuitwisbaar op ons voorkop gemaak is. Maar daar is so min oorgawe en so min toewyding. En dit gaan baie keer net oor myself. Baie keer sê ouens, ek nie kan ons om die Here te dien nie. Ja, ek sal 'n lidmaat wees, maar moet niks van my vra nie. Ek wil glo en ek wil die ewige lewe hê. Maar ons word nog steeds deur ons sondige begeertes oorheers en doen net waarvoor ons lus is. En dan moet die Here tog nie inmeng nie. Jy sien, God sê vir jou vandag, maar God is ryk in barmhartigheid nie en ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was, gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is jy gered. God het jou innig lief. Hy het alles gedoen. Van sy kant af het hy 'n nuwe bestaan vir jou moontlik gemaak. Op papier het jy reeds 'n nuwe lewe, gevul met vreugde en vrede wat net God kan gee.
gaan leef dit uit.